baie dankie dat ons vandag hier by mekaar kan wees. Here, as 'n geloofsfamilie hier in Centurie en Doringkloof. Here, daar waar ons baie keer in ons lewe smag vir 'n nuwe begin en ons wil oor begin. Here, as ons vanoggend deur gebed na U te kom. Here, wys ons die pad. Here, wys wat U reeds vir ons gegee het. Here, baie dankie vir die woord. Here, baie dankie vir elke wat saam sing. Here, baie dankie vir elke aandeel in hierdie erediens. Elkeen wat gekom het om te gee. Elkeen wat gekom het om te ontvang en saam te sing. Here, wees ons genadig. Here, en praat met ons. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ons is besig hierdie jaar met die jaartema nuwe begin. En die nuwe begin het van daar af gekom dat die gemeente verlede jaar 50 jaar oud was. En ons begin nou 'n nuwe 50 jaar in hierdie gemeente se bestaan. Maar ook 'n nuwe begin in jou lewe. 'n Nuwe begin waar jy kan sê, ek wil graag nader aan die Here beweeg. Ek wil graag 'n nuwe begin in my huwelik. Ek wil graag 'n nuwe begin hê ook met my kinders. En Jesus is besig om jou verhaal te skryf. Jesus, as jy hom toelaat, vat jou hand en hy skryf jou nuwe hoofstuk vir vandag. En niks wat die Here vandag gaan skryf, gaan miskien lyk soos verlede week. En ons weet nie eintlik waar die Here ons miskien ook môre gaan vat nie. Soos dis tyd om te bid. Daar waar die Here dan kom en die Here vat jou hand en jy's besig om jou boek te skryf. Ons het verlede keer gepraat van die boek wat jy besig is om te skryf. En jy kom by 'n punt waar jy jou lewensverhaal vertel en jou lewensverhaal neerskryf, maar dan kom die Here en dan stop die Here jou ergens op een of ander manier. Die Bybel vind ons vertel baie verhale van karakters, van Bybelse karakter wat die Here gekom het en gestop het en gesê tot hiertoe en nie verder nie. Eerste aardsvader wat ons ken is Abraham natuurlik. Abraham het daar rustig onder sy eie boom gesit en hy was besig met sy eie familie en toe die Here vir hom kom wys en sê, Abraham, jy gaan my kind wees, dis die begin van die verbond. En toe het Abraham sy tente opgeslaan en sy goed gevat en na die land toe gegaan waar die Here hom beloof het en die Here was by hom. 'n Nuwe verhaal in sy tyd hoe die Here aan hom verskyn het en Abraham het gehoor wat die Here gesê het. Sy vrou het nie noodwendig gehoor of geglo nie, maar Abraham het gehoor en dan was Abraham ook gehoorsaam. Die volgende verhaal in die Bybel, gaan net 'n bietjie weer na daai gedeelte kyk, is waar Moses kom en Moses ontmoet vir God in die brandende bos en iets in die brandende bos wys vir Moses, dis God wat besig is om te praat en Abraham, Moses luister dan ook vir God en dan kom Moses en hy gaan praat met die farao en hy lei hierdie volk van God dan ook uit Egipte uit. Maar dan kom hierdie volk wat nou gehoorsaam was en al die moeite gedoen het om uit te trek, dan kom hulle daarso by die Rooi See en dan sien hulle kyk hier agter hulle en sê hier kom hierdie groot mag van die Egiptenaar op hulle afgestorm en hulle moet bid. Hulle weet nie wat om te doen nie. Daar's weer 'n plek waar hulle gestop word. Die Rooi See stop ons. Wat gaan ons nou volgende doen? En die disippels ook. As ons kyk na die Nuwe Testament, het Jesus net gestap en Jesus het verby iemand gestap en het gesê, volg my. Ek gaan jou vissers van mense maak en volg my, stap agter my aan. Dan het daai mense se lewe gestop daar waar hulle vissers was, daar waar hulle besig was met hulle eie beroepe as tollenaars of wie hulle ook al mag gewees het en hulle het Jesus gevolg en hulle het baie geleer by Jesus. Toe kom hulle op die punt by Jesus se kruis. Hulle het gedink Jesus is die Messias, iemand wat ons gaan verlos van die Romeine. En dan staan hulle hier op die voet van die kruis en hulle kyk op daar waar Jesus sterf en al hulle drome val in mekaar van 'n nuwe lewe. Dis 'n nuwe begin waar hulle oor moet luister wat die Here se pad vir hulle is. Soos elke oomblik in hierdie mense se lewens in die Bybel, elke oomblik in jou lewe kom maar tyd wat jy besef, dis tyd om te stop. Net weer verlede keer het ons leestekens gebruik waar ons gesê het dis tyd om te stop, wat jy die punt gebruik wanneer die Heilige Gees vir jou sê dis die einde van hierdie seisoen. Dit waarmee jy nou besig is klaar. Jy gaan die volgende lewe ingaan en dan die volgende leesteken is die komma-punt, daar waar die Heilige Gees vir jou gaan sê stop, kry fokus, kyk of jou sinkonstruksie nog reg is, of jou lewe reg is, stop net, haal asem, moenie net aanhardloop, kyk of ek by jou is,
en dan die stopteken as leesteken, die vraagteken waar jy gaan stop en sê, Here, waar nou? Here, wat moet ek nou doen? Net om asem te skep en na die Here toe te gaan in gebed. Gaan baie fokus daarop, is tyd om te bid. As daar al die leestekens dan kom, en vir al die vraagteken, Here, hoe dan verder? En dan kry jy die uitroepteken waar die Here vir jou sê, ek het jou stem gehoor, en jy het my stem gehoor, jy moet dit gaan doen. As ons op daai punt kom, ons het nou klaar gestop, ons het klaar asem gehaal, ons het klaar die vraagteken gevra, wat's verder? Dan is dit tyd om te bid. En baie keer in ons lewens is ons in ongemaklike posisies, as ons by die bid kom, ons waardeer eers God se gebed, en ons waardeer eers God se bystand, en ons sien dit eers gewoonlik, nie altyd nie, as ons in 'n moeilike posisie in ons lewe is, of vrese in ons lewe het. Voor ons verder saamgesels, kom ons luister na hierdie lied, waarvan ek en Anshin baie hou, en ons hoop ook vanoggend beteken dit vir julle iets in julle lewe. Ag Here, sien ons syne. Ons is so verloor hier. Ons spore dwaal deur tuine. Ons voete hou, maar ons harte brand soos vuur. Ek staan by u soldate, maar ons loop in sirkels hier. U ken ons koördinate. Kom haal my dan as u dink my tyd is hier. Ek het 'n klein gebed na 'n groot adres. Ek het Jona 2 vers 4 tot 6. Ek het 'n red gebed, is dit al wat ek moet hê. Ek het 'n instapkaart na u koningshuis, gevind aan die voet van die seun se kruis. Ek het 'n red gebed, is dit al wat ek moet hê, want dis al wat ek nog het. Ek is oorgewig aan sonde en te lig gevind vanaand. Ek bied u al my wonde, dat genade alles wat ek nog verstaan. Ek staan by u soldate, maar ons loop in sirkels hier. U ken ons koördinate. Kom haal my dan as u dink my tyd is hier. Ek het 'n klein gebed na 'n groot adres. Ek het Jona 2 vers 4 tot 6. Ek het 'n red gebed, is dit al wat ek moet hê. Ek het 'n instapkaart na u koningshuis, gevind aan die voet van die seun se kruis. Ek het 'n red gebed, is dit al wat ek moet hê, want dis al wat ek nog het. Dis al wat ek nog het. Ek het 'n red gebed vanaand. Vir elkeen van ons, Here, help ons om oor te begin, steek ek hierdie kers, gegeurde kers, hy ruik nogal baie lekker aan, as teken dat ons saam bid vandag as gemeente, en ook saam bid om vir ons 'n nuwe begin te gee in ons lewe. En dan vir mekaar te sê, Here, as ons hierdie kers aansteek, en ons sê eintlik, soos laas die klokkie gelei het, dis tyd. Dan wil ek vandag begin om te sê, dis tyd om aan te beweeg. En daar gaan ek saam lees uit Markus, hoofstuk 6, vers 1 tot 6, hou in gedagte, is tyd om aan te beweeg. Jesus het daarvandaan weggegaan, hy het in die dorp gekom waar hy groot geword het, sy disippels was saam met hom. En toe die Sabbatdag aanbreek, het hy by die mense in die sinagoge begin leer. Baie het na hom geluister en is deur sy woorde aangegryp. Hulle het vir mekaar gesê, waar kom hy aan al hierdie dinge, en watter besondere gawe van wysheid het hy dat daar sulke kragtige dade deur sy hande plaasvind.
is hy dan nie 'n timmerman, 'n seun van Maria en die broer van Jakobus, Joses, Judas en Simon nie? En is dit dan nie sy susters wat hier by ons woon nie? Die mense wou niks van hom weet nie. Jesus sê toe vir hulle, 'n profeet word oral geken, behalwe in die plek waar hy groot geword het, en in sy familiekring en sy gesin. Hy kon daar geen enkele wonderwerk doen nie, behalwe dat hy sy hande op 'n paar siekes gelê en hulle gesond gemaak het. Hy was verbaas oor die ongeloof van die mense. Daarna het hy by die dorpe in die omtrek rondgegaan en die mense daar geleer. Weet jy, as ons kyk na Jesus en wat Jesus alles gedoen het, Jesus is die seun van God, Jesus is die Messias, en Jesus het ons kom leer van God, en tog het hierdie gesin waar Jesus groot geword het, in die dorp waar Jesus groot geword het, op die punt gekom en hom geluister het, en hom dan ook verwerp het. Ek wonder, hoeveel kan ons dan leer uit hierdie gedeelte van Jesus wat verwerp is? As Jesus verwerp is in sy tuisdorp, wat kan ons daaruit leer? Wat het Jesus dan self gedoen toe die mense nie na hom geluister het nie? Ons sien in hierdie gedeelte, Jesus vat sy goed en hy vertrek na ander dorpe toe. Die plek waar Jesus se bediening, dit by die gawes wat die Vader hom gegee het, die roeping wat sy Vader vir hom gegee het, daar het tot niks gekom nie. Mense wou dit nie gehoor het nie, mense wou dit nie gesien nie. En toe het Jesus gekom, hy het op punt gekom en gesê, ek gaan aanstap, ek gaan aanbeweeg, ek gaan 'n nuwe begin, 'n nuwe dorp vind, waar ek my roeping dan kan uitleef. Jy is miskien ook soos Jesus, in 'n tyd in jou lewe waar jy vasgevang is, waar jy voel, die insette wat jy gee, word nie waardeer nie. Die passie waarmee jy in hierdie beroepskring van jou werk, word glad nie gesien nie. Mense neem jou nie ag nie, mense trap net eintlik op jou, maak nie saak wat 'n groot aandeel jy in daai besigheid het, of die verhouding waar jy nou is, hierdie meisie met wie jy uitgaan op hierdie stadium besef nie jou waarde nie. Sy gebruik jou eintlik net as 'n ou om saam met haar ergens heen te gaan. Die aandeel wat ek kan gee tot hierdie verhouding om haar nie te maak en my nie te maak, word nie gesien nie. En ek wil dan vanoggend kom en te sê, as ons jaartema is 'n nuwe begin, as jy in die posisie is waar jy weet jou roeping word nie uitgeleef, die roeping wat die Here vir jou gegee het, Here het jou 'n unieke roeping gegee op hierdie dag waarmee jy nou hier sit, en as jy daar is en jou roeping word nie uitgeleef deur jou nie, en jy voel nie dat die Here daar by jou is, dit waarmee jy besig is nie, dan is dit tyd vir jou om aan te beweeg. Tyd om te sê, druk die knoppie, hierdie hoofstuk sluit ek af en ek loop. Dit is so, daar gaan mense vir jou sê, hierdie verhouding kan nog werk waarmee ek en jy mee betrokke is, en ons kan nog by mekaar uitkom, of die Here is besig om mee te werk, wees dit geduldig, hoe meer jy bid, hoe dieper gaan jy in jou geloof gaan, die Here toets jou op hierdie stadium, hou net vas aan die Here as Jesus, wat ons verlosser is, op 'n punt gekom het toe die mense hom nie waardeer het nie, toe die mense nie na hom gehoor het nie, toe het hy goed gevat in geloof. Hy het net bloot aangebeweeg, het gesê, dis tyd vir 'n nuwe begin, en ek gaan my passie leef, dan ook in 'n ander dorp. As jy na maande, na jare, en na smeking nie raak gesien word, dan is dit ook tyd vir jou om soos Jesus dan ook te maak en aan te beweeg. So ook jou werk, jou verhouding, of waar jy ook al is. Ek weet as ek dit nou sê, werk lê nie so op die straat rond nie, jy gaan nie by jou werk se deur uitstap in 'n ander werke nie. Ons weet dit, dus daar is wysheid betrokke ook in die skei van 'n loopbaan of die skei van 'n werk. Daar is ook wysheid betrokke in die skei van 'n skool. Ek het nie meer aandeel in hierdie skool nie, ek wil graag na 'n ander hoërskool toe gaan of 'n ander laerskool toe gaan. Ek sit vasgevang. Ek weet daar's wysheid daarin, en my stap nie net by die deur uit nie. Maar dis daar waar die Here dan vanoggend na jou toe kom en vir jou sê, dis tyd om te stop, en dis tyd om dan te bid. Here, wat gaan ek maak op hierdie punt van my lewe? Miskien kyk
die mense na jou, jy het 'n taamlike verkeerde ding gedoen, baie jare gelede, en nou in hierdie gemeenskap waar jy leef, word daai verkeerde ding nog steeds teen jou gehou. So maak nie eintlik saak wat jy sê nie, maak nie eintlik wat jy doen nie, mense kyk so vir jou, en dit word nog steeds teen jou gehou. So jy het nie eintlik 'n impak in daai gemeenskap. Of jy kom met 'n huisgesinheid waar pa en 'n ma miskien ook maar 'n naam in 'n dorp het, 'n naam in 'n gemeente het, en dan jy as kind kan nie hier bly nie, jy as kind moet in 'n ander kerk toe skuif, want jy gaan nie jou gawes kan uitleef nie, want jy gaan heeltyd onder daai sambreel van jou ma en jou pa wees. Daar's 'n tyd om te stop, en 'n tyd vir 'n nuwe begin, en 'n tyd om van kerk te skuif, 'n tyd om van loopbaan te skuif, 'n tyd om van verhouding te skuif, as jy nog jonk is, en jy het nog tyd om die regte persoon in jou lewe te kry. Stap aan na 'n nuwe lewe toe, want as ons praat van 'n nuwe begin, moet jy tot die besef kom, ek kan 'n nuwe begin maak. Jy's nie iemand se vloerrak nie. Jy's nie daar vir iemand net om misbruik te word. Die Here het vir jou 'n roeping, en is ons werk vanoggend eintlik net om te sê en te stop. Here, ek stop. Hier's eintlik 'n vraagteken. Here, ek kom vandag in gebed. Here, en ek sê, Here, dit is tyd om te bid. En jy begin te bid, en jy begin vir die Here te vra, die Onse Vader gebed. Ons kan die Onse Vader gebed eintlik bid in enige omstandighede, wanneer ons is, as ons ry, as ons bid. Dit is waar die disippels na Jesus toe gekom het, en vir Jesus gevra het, Here, leer ons bid, want hy sê, ons Vader wat in die hemel is, dat u naam geheilig word, dat die koninkryk kom, dat u wil geskied, soos in die hemel, ook hier op die aarde sal gebeur, en dat u wil sal geskied, dan ook in my lewe. Here, laat u wil geskied in my lewe. Here, gee my vandag my daaglikse brood. En as ek dan hierdie gebed bid, dan moet ek staan voor die Here vandag. Here, gee my vandag my daaglikse brood. Here, ek is vasgevang in 'n verslawing. Here, verlos my van die bose. Hoe gaan ek hier uitkom? Dan kyk ons na God se antwoord op die gebed. Hoe gaan God jou antwoord? As jy uit hierdie verlos my van die bose wil kom, as jy gee my vandag my daaglikse brood, moeilikheid het in jou lewe, honger ly in jou lewe. Ons lees daar 1 Petrus 2 vers 9. Julle daarteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat deur die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Hierdie gedeelte wat ek nou hier saam gelees het, ervaar jy dit regtig in jou lewe? Weet jy dat jy God se eiendom is? Besef jy God, as jy die uitverkore volk van God is, God het jou gekies, soos God na Abraham toe gegaan het, en God het stop hierso, jy's my uitverkore kind, jy's my kind, ek het vir jou 'n nuwe lewe, dat jy die uitverkore kind van God is, dat jy God se eiendom is. Nou as jy dit in gedagte hou, dat God vir jou lief is, en God het vir jou 'n roeping, en God het vir jou 'n plek om te stuur, daar waar hy graag wil hê, jy moet sy koninkryk bring, in wat se lewensfase jy ook al mag wees, op hierdie stadium, dan bid jy. En ons almal bid. Ek dink almal wat hier sit, het al in 'n lewe gebid, of het probeer bid, en het God al in jou gebed beantwoord. Wie kan sy hand opsteek en sê, Here het al my gebed in my verlede beantwoord, ek weet dit. Dan kan ek vra, ek het al baie gebid. Wie van ons kan ons hand opsteek en sommer al ons vingere opsteek, Here, ek het al baie gebid, maar die Here het nooit my gebed nog ooit beantwoord. My stem word nie gehoor. Daar kan ons ook ons almal ons hande opsteek. Hoe gaan ek nou weet of die Here my gebed verhoor het, en hoe gaan ek dit dan doen? Ek het gevra, maar nog nooit ontvang. Ek lees 'n baie oulike storie, is 'n baie kort storie. Dit is die gesin wat huisgodsdiens hou, hulle eet die aand en hulle sit rondom die tafel en die pa bid en die seentjie luister hoe sy pa bid en die pa bid met die algemene gebed, Here, sal jy asseblief vir die honger mense kos gee? En bid hy verder sy tafelgebed en toe kom die seentjie en sy seentjie sê vir sy pappa, as pappa vir my die koskas se sleutel gee, sal ek pappa se gebed verhoor. Is dit nie baie kosbaar?
Ons bid baie keer in ons lewe, Here, gee kos vir die honger mense terwyl ons koskas vol is. Ons is te maklik, so eenvoudig dat die Here jou gebed gaan beantwoord. Gee die arme mense kos, Here, voed die mense wat honger is, sluit jou koskas oop, gee vir jou kind die sleutel, want jy is dan die antwoord op jou gebed, wat jy dan gebid het. So Here het al reeds jou die vermoë gegee om die arme mense wat honger is kos te gee. Jy moet net jou koskas oopsluit, jy moet net op daai stadium hoor wat die Here wel vir jou gesê het. Soos hou hierdie storie in jou agterkop. Dan die volgende storie is die verhaal van 'n slaaf wat in 1838 daar in Amerika ontsnap het. Dis 'n bekende persoonlikheid, het al baie boeke geskryf en sy naam is Frederick Douglass en hy het hierdie bekende aanhaling gesê, I prayed for 20 years but received no answer until I prayed with my legs. Nou wat beteken hierdie aanhaling van hierdie slaaf wat vir 20 jaar in slawerny was en gebid het, Here, verlos my van hierdie slawerny, Here, ek word, Here, meer in my lewe in gedagte. Ek sien baie keer dat mense wat probleme het, en is reg om te bid, ek het probleme en ek bid, en dan bid ek tot die Here, en ek bid, Here, asseblief, ek is 'n slaaf, Here, ek weet U is getrou, Here, ek lees U beloftes in die woord, U beloftes in die woord vir my gesê, dat ek 'n vry mens is, dat U vir my 'n plek het, waar ek gaan leef, Here, verlos my uit hierdie slawerny, en dan gaan lê op die bed, en dan verwag jy dat die Here gaan kom, en in die nag 'n engel gaan stuur, en terwyl jy slaap, jy wakker maak, en sê, die engel vir jou sê, kom gou saam met my, dit gaan nie gebeur nie. Die Here het alreeds, as hy vir jou gesê het, verlos my uit hierdie slawerny uit, het hy alreeds vir jou die potensiaal gegee, wat jy kan raak sien, nie die oplossing tot jou probleem, wat jy kan raak sien, hy het vir jou wysheid gegee. Hierdie persoon het groot geword in die huis van sy eienaar, het geleer lees, hy was slim genoeg, die Here het vir hom bene gewys, en gesê, jy het bene, jy het 'n verstand, gebruik dit is die antwoord op jou gebed, en dan gaan die Here die uitdagings dan ook vir jou verwyder, want jy luister dan na die Here, ek luister, Here, ek het bene, ek kan loop, ek het insig, ek kan dit self doen. Stel jy enige van hierdie situasies voor, jy het regtig werk nodig, soos jy hierso sit, het jy regtig werk nodig, nee, die is van ons wat hier sit, jy het genuine werk nodig, dis nou of nooit, of jy moet ergens net 'n plan maak in jou lewe, of jou kar het gebreek, en jy moet jou kar regmaak, maar daai part om jou kar reg te maak is net dood te duur. Jy kan dit nie bekostig nie, jy sit 'n stuk in 'n kar, jou kinders by die skool kom, of jy wil vrede maak, die huwelik maak, soos jy sit, is daar 'n bietjie ongemak in jou huwelik. Eenvoudige voorbeeld wat 'n groot moeilikheid veroorsaak, is jou grasnyer is stukkend. En nou is jou gras al vir 2 weke lank lam. Dit gebeur nou nogal, en dis duur om 'n grasnyer reg te maak. Ek het net bloot nie geld om 'n grasnyer reg te maak. So eenvoudig soos dit, Here, dan bid ek, Here, gee my asseblief 'n nuwe grasnyer. Of jy wil graag 'n universiteitsgraad hê, en jy weet, jy moet gaan swat. En ek glo in gebed, as ons kyk na God en die beloftes van God in die Bybel, dat God alreeds weet wat jy nodig het, nog voordat jy dit van hom vra. Dat God elke behoefte in jou lewe dan ook goed ken, en God is dan ook die verskaffer van alles wat jy nodig mag hê, om daardie behoefte wat jy aan hom bring, dan ook vir jou sal geld. Sê vir jou, kyk net, jy het bene om weg te loop. As jy werk nodig het, teiken 30 maatskappye, en doen aansoek by al 30 maatskappye, al is dit nie jou rigting nie, die Here gaan vir jou wys. As jy universiteitsgraad nodig het, begin in te skryf by universiteitsgraad, sit 2 ure van jou lewe op sy elke dag en leer, en werk verder. Daar is altyd 'n manier om dit te kry, en die Here gaan jou dan help om dit te kry. Die Here gaan nie deur die pos se universiteitsgraad by jou kom aflewer. Jy sal eers 'n bietjie verstand moet gebruik en jou tyd so moet inrig, dat jy dit wel dan ook kan doen. En ek wil eintlik die gedeelte wat ek net nou gepraat het oor die Bybel, as jy vra waar in die Bybel staan dit nou, wat jy sê, daar's 'n tyd wat jy moet nou op 'n bid, wat jy nou eintlik net moet doen, wat jy moet kyk, wat het jy het jou bene. Dis een baie mooi voorbeeld, daar's 'n paar daarvan, is daar waar Moses en die volk nou uit Egipte uit is, en hulle het daar
teen die see geskom en hier is hierdie groot see voor hulle en hulle sien hierdie Egiptenare, hulle sien dit moord en doodslag en dan sien ons daar in Eksodus 14 vers 15 waar Moses dan sit met hierdie kermende volk, hierdie klaande volk en hulle smeek God op hulle knie en Moses bid vir die Here. Here, wat moet ons nou doen? Dit staan daar so in Eksodus 14 vers 15 sê die Here, toe sê die Here vir Moses, hou op bid en laat die volk beweeg. Die Here sê, hou op bid en laat die volk beweeg. So eenvoudig soos dit, gebruik jou bene, hou op bid en laat die volk beweeg. Gaan vorentoe en ons weet wat was die uiteinde daarvan. Hulle was gehoorsaam, hulle het vorentoe beweeg en die Here het dan weer ook die see agter hulle toegemaak en hulle beskerm teen hierdie vyand. God voorsien die kos vir die voëls. Hulle gaan soek die kos, hulle gaan sit daar by plek waar ons vir hulle kos gee, of hulle gaan soek die wurmpie en hulle vat dit na hulle neste toe. Jy weet, soveel van jou gebede, as jy sê, hoe antwoord die Here my gebed, is die antwoord op jou gebed reeds in jou bereik. Die verhale wat ons nou vertel het, is eenvoudige verhale. Hierdie slaaf het ontsnap, hy het sy verstand gebruik, sy vermoë om te lees wat hy in die huis gekry het. Hierdie kind het gesê, Here, gee my die sleutel van hierdie koskas. My pa bid, Here, gee die arme mense kos. Here, as mense wat honger is, Here, dink aan hulle. Help 'n bietjie daar vir Doringkloof Familiekerk om my mense kos te gee en hulle mandjies daar agtervolg is. Nee, die Here het al reeds vir jou kas vol kos gegee om te sorg. Maar dis wanneer ons laks is om te doen en ongehoorsaam is om te doen wat jy weet jy kan doen om uit jou posisie te kom. Jy is ongehoorsaam want jy wil nie eintlik jou kan bring. Jy wil nie eintlik God se plan en dit wat God aan jou vermoë gegee het om uit jou posisie te kom, dan ook te gebruik nie. Eksodus 14 vers 15 is die Afrikaanse Bybelvertaling vir almal. Die Here het vir Moses gesê, hoekom bid jy tot my en vra jy dat ek jou moet help? Sê vir die Israeliete, hulle moet aanhou beweeg. Jy moet net aanhou beweeg. En ek wil dit nou dan saamvat, hierdie teks van jy moet net aanhou beweeg met hierdie Onse Vader gebed, waar jy gebid het, Here, gee my vandag my dagse brood. Here, help my dat ek vandag gevoed word. Here, verlos my van hierdie bose wat my as familie aanval, my as mens aanvang. Ons almal ken hierdie gedeelte wat Jesus dan ook vertel het daar in Matteus 6 vers 11. En haak nou gee ons vandag ons daaglikse brood by die verhaal van die seentjie aan en by die verhaal van Frederik Douglass aan. Wat probeer die Here vandag dan vir jou te sê? Here, gee vir ons vandag ons daaglikse brood. Beteken dit dat die Here vir jou die moontlikheid gee om jou daaglikse brood te voorsien? Hy het dit al reeds vir jou gegee. Ons moet net kyk wat dit is. Soos die evangelis wat gebid het, Here, ek vra nie, gee vandag vir my 'n hoender nie. Hy bid, Here, wys vir my waar die hoender is. Here, wys vir my wat het ek al reeds in my lewe? Na wie toe kan ek gaan op die oplossing van hierdie probleem van my te wees? As Jesus kom daar in die Bybel en hy sê vir ons teks ons baie gebruik, en as kom Jesus en hy sê, die oes is baie groot en die arbeiders is baie min. Daar's 'n groot oes. En as jy dan bid, Here, hier in Doringkloof, gee ons 'n nuwe begin. Here, ons stop hierso. Here, gee ons, as groot oes hier buitekant, die arbeiders is min. Hoe weet ons dat jy, soos jy hierso sit, nie alreeds die beantwoording is van iemand anders se gebed, Here, stuur die arbeiders, want die oes is groot nie, sodat jy die arbeider is. Jy is die een waar hy moet uitgaan om die oes te gaan haal. Al het jy het gebid, was jy oplossing op iemand anders se gebed. Gebed is nie 'n handevou aksie nie, dis 'n oorgawe. Gebed is nie hierdie prentjie wat jy met handjies gevou sit, sien jy dogtertjie sit met handjies gevou nie. Gebed is 'n oorgawe, wat jy na die Here toe gaan, Here, ek gee oor aan U. Here, dis 'n toetrede. Dis 'n toetrede, Here, ek kom na U toe, ek kom na die tafel toe. Here, help my, Here, gebruik my. As Douglass sê hy het vir 20 jaar gebid, as hy vir nog 20 jaar gebid het, het hy as 'n slaaf gesterf.
Die dag toe hy vir die Here gesê het, Here help my, het hy toegetree tot God, en God het hom gehelp, en hom gesê, jy het al lankal hierdie bene gehad, jy kon al lankal uit slawerny uitgewees het. Jesus, vergewe my van my sonde, maak my vry van my sonde, maar die Here gee ook vandag die krag om nie weer daai sonde te doen. Die Here maak my vry van sonde, maar dan drie jy toe tot God en sê, Here, ek gaan ook nie verder hierdie sonde wat in my lewe is doen nie. Soos Doringkloof Familie Kerk, Doring, kind van die Here, wat sê ons vanoggend dan vir mekaar? Wat is God se antwoord op gebed? Wat is God se antwoord op hierdie Here, gee ons vandag ons daaglikse brood? Here, gee my vandag krag, sodat ek kan uitgaan en die moed kan hê om te gaan kos soek en te gaan kos opstel, soos U net vandag vir die Israeliete die kos gegee het. Here, help my, gaan wys vir my waar die hoender is, wat ek moet gaan optel. Daar is baie mense wat wag dat jy en die behoefte het en dit nodig het, dat jy sal luister op God se antwoord op jou gebed en ook sal begin doen in jou familie, in jou gemeenskap en in jou werk. Kom ons bid saam. Here, as ons vandag tot U nader en ons sê, Here, gee vandag ons daaglikse brood, verlos my van die bose. Here, dan weet ons dat U al reeds weet waar ek gaan wees volgende week. Here, U wag al reeds vir my. Here, maak ons oë oop. Here, help ons dat ons hande gevou sit. Here, as ons droom van 'n nuwe begin in ons lewe. Here, as ons in gebed daai toetree. Here, kom ons op en ons staan op met die wapenrusting van God, met die woord, sodat ons kan uitgaan en vir die Here kan lewe. Here, help ons dat ons roeping daar waar ons nou is, maar ook daar waar ons hoofstuk eindig, ons nuwe hoofstuk. Here, dat ons U lewe sal bring, daar waar mense smag na Christus, smag na nuwe lewe. Here, baie dankie dat U my wil gebruik. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen.